Dan beweeg ons aan. Gordon sê hy het baie profetiese drome gehad, jy moet hulle opskryf, hulle is belangrik. Reg, goed. Die datum van vandag is die 11de Junie. Vandag is die 11de Junie. En ons praat 'n bietjie oor, waar is die boerevolk in die Bybel? Want praat 'n mens oor siener en die boerevolk, dan raak mense kwaad, dan sê hulle, ja, maar jy vat versies in die Bybel, en jy maak dit van toepassing op ons, en ons is nie in die Bybel nie. Ons is nie in die Bybel nie. Bybel is geskryf vir die Jode. Nou, dis alles foutief, die Bybel is geskryf vir Israel. En Israel is nie die Jode nie. En ek dink ook wil net kom ons gaan net 'n paar belangrike dinge neersit hierso. Kom ons kyk of ons 'n paar belangrike beginsels neer kan sit hier, voordat ons begin met 'n lering. Israel is die naam van 'n volk, dis nie die naam van 'n land nie. Luister mooi, Israel is die naam van 'n volk, dis nie die naam van 'n land nie. Reg. So, Palestina is nie Israel nie. Palestina is Palestina. En die Palestynë woon daar. En dit was nog, die laaste 2000 jaar woon die Palestynë daar, en voor dit het dit iets te doen gehad, die Romeine daai plek gehad vir 'n ruk, en voor dit was daar Kanaanitiese volke, en die tydperk wat die Israeliete daarin gebly het, was 'n baie kort tydperk. Ek dink nie eers dit was 1000 jaar nie. So, Israel is die naam van 'n volk. Dis nie die naam van 'n land of 'n landstreek nie. Mens kan redeneer, as mens na Bybelse profesie kyk, dat daar waar Israel by mekaar kom, wel dan word dit Israel. Daai area is dan Israel, want Israel het daar by mekaar gekom. Reg, so dit is punt nommer 1. Nou, Jakob se naam word verander na Israel toe. So dit is 'n man se naam, en sy nageslag noem ons dan nou Israeliete. En ons noem hulle ook Hebreërs. Abraham was nie 'n Jood nie, hy was 'n Hebreër. Dis nooit 'n Jood nie. En ek het nou net vir julle gewys, die skrif sê vir ons, die inligting in die oorspronklike tekste, ensovoort sê vir ons, Jesus was nooit 'n Jood nie, hy was 'n Judeër. Daar is 'n verskil. So ons moet baie mooi onderskei. Ons kan nie net goed aanvaar nie, net omdat die predikant so gesê het, of die kerk so sê, of CNN so sê nie. Ons kan dit nie doen nie. So nou kom ons vra die vraag. Dis die volgende vraag is, kan ons in hierdie Bybel iewers op 'n manier 'n geografiese aanduiding kry? Dit wil sê, waar die Bybel spesifiek na 'n bepaalde geografie verwys, wat dan pertinent na vore kom. En ons kry dit in Jesaja 19. En ek wil dit vir julle lees. God spraak oor Egipte. Nou ja, die oomblik toe mens die lees, God spraak oor Egipte, dan sê mense, ja, nee, daai het nou te doen met daai klein landjie daarbo, daar waar die farao's geregeer het. Nee, as ons hierdie stuk lees, dan kom ons agter Egipte verwys na Afrika, en nie na daai klein landjie daarbo nie. Niks daarmee te doen nie. En as ek hom vir jou lees, dan gaan jy agterkom, dit is so. God spraak oor Egipte. Kyk, nou luister mooi, ek lees uit die 33:53 vertaling uit. Dit wil sê, ek lees hom soos hy daar staan. Ek gaan nie die heilige name insit nie, want dit is nie wat daar staan nie. So ek lees hom soos hy daar is. Kyk, die Here ry op 'n vinnige wolk en kom na Egipte toe, en die afgode van Egipte wankel voor sy aangesig, en die hart van Egipte smelt in sy binneste. Wat sê hy hierso? Hy sê, hierdie Egipte is onder straf gerig. Maar nou weet ons nog nie mooi waar is dit nie, né? Hierdie Egipte is onder straf gerig. In so mate is daar 'n strafgerig wat kom vir hierdie Egipte, dat sy hart in sy binneste smelt. Nou dit is gelykstaande aan 'n hartaanval, 'n verskriklike vrees wat jou saampak, baie belangrik. Dan sê hy, ek sal Egipte teen Egipte ophits, sodat hulle sal veg elkeen teen sy broer, en elkeen teen sy naaste, stad teen stad, koninkryk teen koninkryk.
En hier kry ons die eerste keer 'n aanduiding dat ons nie te doen het met die klein staatjie daar bo nie, daar waar die Nyl die laaste deel deurvloei, wat grens aan Libië en so aan, en aan die Nyl en die Suezkanaal. Ons praat nie van daai politieke entiteit nie. Ons praat van 'n ander plek. Want hier die Egipte waarvan hy praat, is daar konstant in burgeroorloë met mekaar. So hy sê, hulle veg teen hulle broer, elkeen veg teen sy naaste, stad teen stad, en dan gaan hy so ver om te sê, koninkryk teen koninkryk. So ons kan amper sê, nasie teen nasie, land teen land. So in Egipte is daar verskeie lande, daar's verskeie koninkryke, daar is verskeie presidente, regeerders in Egipte. Goed, kom ons lees verder. En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal ek verwar, dan raadpleeg hulle die afgode en die besweerders en die geeste van die afgestorwenes en die geeste wat waarsê. Nou hierdie is 'n baie belangrike versie, want dis in Afrika waar ons hierdie aanbidding kry van die ancestor spirits, die ancestor ghosts, die voorvadergeeste. So, hulle raadpleeg die afgode en die besweerders. Wie is die afgode en die besweerders? Dis die Sangomas. En die geeste van die afgestorwenes, hy gooi die bene en die krale, en dan sal hierdie geeste van die afgestorwenes, die ancestor ghosts, gaan vir hulle sê wat om te doen. Dis 'n kenmerk van Afrika. Dis nie 'n kenmerk van Egipte, daar waar Josef en Israel in slawerny was onder die farao's, hulle het nie die afgestorwenes aanbid nie. Hulle het die gods aanbid, naamlik die wagters, die gevalle engele. Hulle het nie hierdie idee gehad van ons met die voorvadergees aanbid nie. Dit was glad nie 'n ding wat jy gekry het onder die farao's nie. Hulle het die gode aanbid, die gevalle engele. Goed. So luister mooi, dan gaan ons verder. En ek sal Egipte oorgee in die hand van 'n harde meester, dit kom nog, en 'n strenge koning sal oor hulle heers, spreek Jahwe van die leerskare, spreek die Here van die leerskare. En nou sê hy iets baie belangrik. Hy het vir ons verduidelik wat gaan hy met Afrika doen. Hy sê vir jou, hy kom 'n strafgerig oor Afrika uitvoer. Hy sê vir jou dat wanneer hierdie strafgerig oor Afrika kom, sal hulle voorvadergeeste raadpleeg, want hulle sal nie weet wat om te doen in hierdie moeilike tye nie, so hulle gaan na hulle voorvadergeeste toe, en die spirits van die ancestors, en hulle gaan hulle vra vir raad. Reg. Dan gaan hy verder. Dan sê hy, en die water sal uit die groot waterplas verdwyn, en die rivier sal uitdroog en droog lê. Sê gou vir my, van watter waterplas praat hy? En van watter rivier praat hy? Hier's ouens wat baie slim is. Ek lees aan, ons gaan nou verder kyk. En die strome sal stink, die strome van Egipte sal swak word en uitdroog, riet en biesie sal verwelk. Die weivelde by die Nyl, by die mond van die Nyl, by elke saailand van die Nyl sal verdor, verwaai en nie meer wees nie. So hier weet ons, die water sal uit die groot waterplas verdwyn en die rivier sal uitdroog en droog lê. Watter rivier gaan opdroog? Die Nyl. Dankie Friendly Christian, die Nyl. Reg, nou vra ek vir julle. Daar's 'n man wat sy lewe verloor het. Baie jare terug. Baie bekende man. Miskien is daar iemand wat van hom weet. Maar waar kry die Nyl sy water vandaan? Waar ontspring hy? Waar ontspring die Nyl? Doodse stilte. Hier's ouens wat baie te sê gehad het en nou is hulle stil. Kom mense, waar ontspring die Nyl? Ja. Kom, dink 'n bietjie, waar ontspring die Nyl? Hy sê dit vir jou, hy sê en die water sal uit die groot waterplas verdwyn. As daai waterplas droog raak, daai groot waterplas, dan gaan die rivier ook droog raak. Waar ontspring die Nyl? Nee, Juanita. In die Victoria meer. Dankie Friendly Christian.
in die Victoria Meer. Reg, so die Victoria Meer, onthou julle is dit Jonathan Livingston? Hy is dood aan die koors. Hy het gaan soek na die oorsprong van die Nyl, en hy het op hierdie Victoria Meer afgekom. En hierdie Victoria Meer is so groot, dat as jy 'n satelliet vat, en jy neem 'n foto van Afrika, met jou satelliet, en is nou mooi skoon, dat daar nou nie veel sulke wolke is nie, dan kan jy die Victoria Meer baie duidelik herken. Dit lyk soos 'n groot waterplas, wat lê hier om en by Midde-Afrika. Nile river flows north and is opposite inverted to the Mississippi River. Trisha, dis korrek. Daar's 'n rede daarvoor. Hierdie is 'n baie dis David Livingston. Dankie. Ek is bly die ouens help my reg. So die Nile rivier loop noord. Reg. Nou sê hy vir jou in Jesaja 19, hy sê vir jou hierdie Nile rivier gaan droog raak. Hy gaan heeltemal opdroog. Goed. Hierdie Nile rivier gaan droog raak, hy gaan opdroog, en die Nile gaan so verdroog, dat jy niks met hom kan doen nie. En die Nile is eintlik 'n bevaarbare rivier. Hy's 'n groot rivier, hy's 'n sterk rivier, in die ou dae kon jy goed op hom vervoer, dit is 'n groot rivier, reg. Nou, die vraag wat jy jouself moet vra, as die Nile droog raak, want die waterplas, die Victoria Meer raak droog, gaan dit 'n effek hê op die Limpopo en die Vaalrivier en die Oranje rivier hier in Suid-Afrika. Kom ouens, ek hou die kommentare aan dat ons interaktief kan werk. Jan sê nee. Nou, hoekom gaan dit nie effek hê op ons nie? Suzette sê yes. Gaan, as die waterplas, as die Victoria Meer, kom ons sluit hierby aan die Tanganyika en die Malawi Meer, almal droog raak, vir een of ander rede, sal dit 'n effek hê op die Limpopo, op die Vaalrivier, op die Oranje rivier. Nee mense, dit gaan geen effek hê nie. Die Oranje rivier ontspring in Mount Exhaust, ek dink in Lesotho. So, dit het met die meeregebied niks uit te waai nie. Selfde met die Vaalrivier, selfde met die Limpopo. Die riviere wat in Suider-Afrika vloei suidwaarts en nie noordwaarts nie, vir 'n spesifieke rede. En hulle is nie afhanklik van die groot meeregebied vir water nie. En God het dit spesifiek so beskik vir 'n bepaalde rede. Reg. So, as Noord-Afrika om een of ander rede begin opdroog, sal dit geen effek hê op Suid-Afrika nie. Geen. Reg. So kom ons gaan aan. Wat is die rede dan nou dat dit so is? En ek wil dit vir julle wys. Kom ons kyk of ek hier 'n ding kan doen. Kom ons vat nou maar my Bybel. As dit Afrika is, kom ons maak Afrika so. As dit Afrika is, kom ons maak so, nou? Kan julle sien, daar in die middel is daar kom ons sê is 'n berg. Kom ons sê die ruggie van die boek is 'n berg. Dan aan die noorde kant loop die riviere loop noord af vanaf die Victoria Meer, en ons riviere aan die suidekant beweeg suid af. So, daar's 'n waterskeiding in Midde-Afrika, waar die Nyl loop Middellandse See toe, en ons riviere, hier aan die suidpunt van Afrika, niks daarmee te doen, hulle loop suid. Hulle mond uit in die Atlantiese en in die Indiese en die Atlantiese Oseaan. Reg. Nou hierdie is baie belangrik. Die rede, ek gaan nie aangaan met hierdie nie, ek gaan hom net so los, want ek wil hê jy moet verstaan. As jy verstaan, nou kan ons sê, goed, ons het vir die eerste keer 'n geografiese aanduiding. Egipte is Afrika. So in die profesie, in die profeteboeke, wanneer die Bybel praat van Egipte, dan praat hy van Afrika. Want hy het sopas vir jou verduidelik, dat Afrika beklei teen mekaar, hulle het konstante burgeroorloë, is dit waar? Ja, dis waar. Hulle is aanhoudend met mekaar besig, kyk nou mooi weer wat gebeur nou by Rwanda en Uganda,
en DRC, hoeveel drama daar is. Ek wil nou net kyk wat sê die ouens hierso. Joey Coetzee sê, rigting is een ding, maar waar kom die water vandaan? Die waters in Midde-Afrika kom onderuit die grond uit. En dit kom uit die berge uit as dit reën. Hulle kry goed reën, so dit voed hulle. Maar daar is in die laaste paar jaar, is daar ernstige probleme. Veral in die omgewing van Kenia en daai dele. Want het julle nou al die videoetjies gesien? Kilimanjaro voer ook die Nyl. Nee, Kilimanjaro is 'n vulkaniese eiland, vulkaniese berg. Hy voer definitief nie die Nyl nie. Hy's 'n vulkaan. Reg, hy is ons hoogste berg in Afrika. Maar nou vra ek julle, wie het nou al die video's op TikTok gesien van Afrika wat besig is om oop te skeer, daar Sudan, Somalië? Ja, DRC is baie in oorlog. Daai hele area, daai hele Midde-Afrika se probleem. Wie het gesien wat hulle al video's gewys het oor hoe lyk dit hier in Sudan en Somalië, dat jy kry dat hulle vir jou wys dat daai skere kom, partymal kom daai skere oornag, dat die navorsers is bekommerd, want daai hele area van daai hele Somalië, Sudan area is seismies baie aktief. Hulle sê daar's een groot berg, letterlike berg, wat daai dele skei van die see. En as daai berg meegee, dan sal die see, die Rooi See, instroom, en ons sal 'n nuwe oseaan hê. Hulle praat baie daarvan, daar sal 'n tyd kom wat ons nou 'n nuwe oseaan gaan hê in Afrika. Nou, alles korrek. Die ding is besig om te skeur. Maar dit sal so vinnig gebeur. Dit sal 'n kataklismiese event wees. Al wat ons nou sien is maar die voortekens, en die hele Oos-Afrika sal in die see wegsak. Mosambiek is reeds besig om te sink. Ek weet nie van wie jy praat nie, Susan. Hallo Dorie. Die tektoniese plate wat skuif. Die groot ding net, Joey, is Afrika het nie tektoniese plate nie. So, daar is geen tektoniese plate in Afrika nie. Afrika se tektoniese plate sit ver van sy kusvlaktes af, sit ver in die see. Dis hoekom ons aardbewings kan hê, ver in die see op die tektoniese grense, en dan kom ons niks oor nie. In Japan, as daar 'n aardbewing is op hulle tektoniese plaat, dan is dit so 'n groot krisis, daar's 'n tsunami waarskuwing. By ons kom ons nie eens agter, daar was 'n groot aardbewing nou die dag, 'n 6.3 op die Antarktiese Afrika plaat nie. Dit gaan ons nie aan nie. Dis soveel myle in die see, en who cares? Daai tsunami kom nooit by ons uit nie. So, nou, as jy dit verstaan, wat ek jou nou gesê het, dan gaan jy nou verstaan, hoekom droog die water op. Die water droog op, want alhoewel Afrika nie 'n tektoniese plaat het nie, het hy 'n fout in die aardkors. Hy het 'n kraak. God het Afrika 'n kraak gegee. Daai kraak kom vanuit die Jordaan, deur Jerusalem, deur die Dooie See, daar af na die Rooi See, daar by Sudan, Somalië om, en hy kom deur ons tot onder by Maputo. Ja, Eyan sê volgens AI, die Wit Nyl, die Blou Nyl, by die Nylrivier, begin by mere, eindig in die see. Ja, dit is so. Daar is 'n deel van hulle wat, ek dink kom van die berge af, daar waar die Aswan-dam is en so aan, maar die groot deel van die water kom uit die Victoria Meer. By die Kaap-provinsie is daar ook 'n kraak, ja. Hy is nie naaste by soos hierdie groot skeurvallei of Rift Valley nie. Dis iets wat ons in die toekoms wel sal sien. Ek neem aan jy praat van die kraak daar in die omgewing van Danielskuil. Kuruman het daar 'n kraak gevorm in 2017. Toe daai ouens een môre opstaan, toe is daar 'n kraak. Ja, Johnny. Ek is partymal 'n walking encyclopedia. Reg, nou kom ons kom terug. Luister mooi, hierdie is belangrik.
So hierdie skeervallei, hardloop daar van die Jordaan af deur, tot hier onder by Maputo, deur die groot meregebiede. En wanneer hierdie skeervallei totaal meegee, dan gaan die hele Oos-Afrika wegsak in die see, en hulle gaan almal lyk so Zanzibar, daar sal eilande wees, hier langs die see af. Reg? Maar hierdie groot meregebiede sal ophou om te bestaan. Die waters, die vars water sal wegvloei see toe, en nie na die Nyl toe nie, en hierdie waters wat dan nou afgevloei het na die noorde van Afrika toe, na die seekant toe, alles wat noord afvloei, dit sal ophou bestaan. Noord-Afrika gaan op 'n stadium ernstige probleme met water hê. Suider-Afrika nie, want Suider-Afrika is nie afhanklik van daai water nie. Reg. So nou begin ons verstaan, hoekom sê hy vir ons, praat hy met ons oor Egipte. Egipte is Afrika. So as hy nou vir jou sê, as hy hierso sê Godspraak oor Egipte, dan moet ons eintlik lees Godspraak oor Afrika. Die Here ry op 'n vinnige wolk en kom na Afrika toe, en die afgode van Afrika wankel voor sy aangesig, en die hart van Afrika smelt in sy binneste, en ek sal Afrika teen Afrika ophits, sodat hulle sal veg, elkeen teen sy broer, elkeen teen sy naaste, stad teen stad, koninkryk teen koninkryk. Goed, dit klink redelik, reg. So, Afrika is Egipte. Egipte het nie 'n waterplas nie. Afrika die waterplas, Midde-Afrika die waterplas. Goed, nou as jy hierdie verstaan, kan ons nou voortgaan na die volgende deel van die lesing. Ek is nou jammer, dit vat so lank, maar hierdie is baie belangrik. Anders gaan ons nie die stukkies by mekaar sit nie. Kom ons sit hier in Deuteronomium 28. Nou wat is Deuteronomium 28? Kom ons kyk het. Deuteronomium 28 is die seëninge en die vervloekinge oor Israel. Luister mooi. Deuteronomium 28 is die seëninge en die vervloekinge oor Israel. As hulle gehoorsaam is en hulle hou die Sabbat en die feeste, wel, dan gaan God hulle seën. Maar as hulle ongehoorsaam is, hulle hou nie die Sabbat en die feeste nie, hulle hou nie die wet nie, hulle hou nie die Torah nie, wat gebeur dan? Dan is hulle onder die vloek. En is vloek op vloek op vloek op vloek. Hy eskaleer. Reg. So kom ons gaan, ek wil hê julle moet Deuteronomium 28 maar mooi gaan deurlees, hy's te pragtig vir woorde. Maar kom ons lees wat hy sê. Hy sê, kom ons lees hier van vers 62 af. Onthou hy gaan hulle verstrooi, né? Hy het hulle verstrooi. So Deuteronomium 28 het in vervulling gegaan. As julle nie luister nie, gaan ek julle uittrek uit die land uit en ek gaan julle verstrooi. Dit het alles gebeur. In vers 62 sê hy, en julle sal met min mense oorbly. In plaas dat julle geweet het, wees het soos die sterre van die hemel in 'n menigte, omdat jy nie geluister het na die stem van die Here jou God nie, en soos die Here oor julle bly was om aan julle goed te doen en julle te vermenigvuldig, so sal die Here oor julle bly wees om julle tot niet te maak en julle te verdelg. En julle sal uitgeruk word uit die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Het dit gebeur? Ja, dit het gebeur. Reg. En die Here sal jou verstrooi onder al die volke. Het dit gebeur? Ja. Van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander gode hout en klip dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie. So, hy praat van wie praat hy hier? Hy praat van Israel. Hy sê, Israel, ek gaan julle verstrooi. Ek gaan julle so verstrooi, dat julle my heeltemal gaan vergeet. Julle gaan vergeet wie julle is, en julle gaan vergeet wie ek is. Sien julle dit ook? Hy sê, julle gaan ander gode dien, hout en klip, wat jy en jou vaders nie geken het nie. Wat het die vaders gedien? Jahwe. Maar wanneer Israel verstrooi word, en hulle vergeet wie hulle is, wie gaan hulle dien? Afgode. Die heidense afgode. Reg. Maak soos die drood smaak en, ja, weet jy wie hulle gaan aanbid? Hulle het vir Thor gaan aanbid, onder andere. Daai afgode. Vir Diana en vir Zeus en al daai het hulle gaan aanbid. So dit wat God hier gesê het, dit wat Jahwe hier vir hulle beveel en gesê, dit sal met julle gebeur, dit het gebeur. Hulle het vergeet wie hulle is en hulle het ander gode aanbid. Nou ja, nou het jy weer 'n probleem. Die Jode sê, hulle is nog al die jare, weet hulle wie hulle is. Hulle is nou Israel, hulle is nou Jode, hulle is nou Israel.
En hulle sê, hulle aanbid nog alle jare die regte God, dis ons wat die fout is. Ons aanbid Jesus, so ons is heeltemal van die pad af, maar hulle weet beter. Maar kyk wat sê die Bybel. Die Bybel sê, hy gaan hulle verstrooi, en hulle gaan God vergeet. Dan stem dit mos nie ooreen met die Jode se profiel nie. Stem dit ooreen met die Jode? Nee. Want Israel het hom toet en taal vergeet. Inteendeel, God sê vir hulle, julle is nie meer my volke nie, en ek is nie meer julle God nie. Dit staan in Hosea, Lo-ami en Lo-rugama. So, hulle vergeet hom, en hy vergeet hulle. Vergeet. Nou, in aanhalingstekens. Hy verstrooi hulle. Luister nou mooi, en onder die nasies, daar waar hulle verstrooi het, sal jy geen rus hê nie, vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie, maar die Here sal jou daar 'n bewende hart en 'n smagtende oë en 'n kwynende siel gee. Was dit so met ons voorgeslagte, daar in Europa? Ja. Was ons verdruk in Europa? Ja. As dit nie die feudale stelsel van die Katolieke Kerk was nie, onder die Katolieke Kerk het die ouens 'n bewende hart en 'n smagtende oog en 'n kwynende siel gehad. Die Katolieke Kerk het miljoene mense vermoor oor 'n tydperk van 1260 jaar. Hulle het hulle verdruk. Daar was nie vir hulle rusplek nie. Daar was nie tegnologie nie. Alle boeke is verbrand. En alle vroedvrouens is verbrand as hekse. En die peste en die plaag daar uitgebreek. Dan het hulle nog die sogenaamde kruistogte gehad. Op 'n stadium het hulle die kruistogte van die kinders gehad, het julle al van daai gehoor? Waar hulle die kinders in Europa bymekaar gemaak het vir kruistogte. Kindertjies, blanke kindertjies. Hulle moet nou kruistogte gaan doen daar in Jerusalem, om Jerusalem te bevry van Islam, want teen daai tyd het die Islam al Jerusalem gevat. Weet jy hoeveel van hulle is dood? Duisende, van die honger, uitputting. Julle moet maar gaan luister, volk. Gaan lees daai inligting op. Die kerk was veronderstel om jou dit te leer in die skole, maar dit is weggevat van ons af. So onder die nasies het ons nie rus gekry nie. Eers was dit die Romeine, en wat die ouens so rondgejaag het, en na die Romeine kom die Romeinse pausdom, reg? Dit raak nie beter nie. En dan kry jy die konings wat so teen mekaar geveg het in Europa. Daar was op 'n stadium 'n 100-jarige oorlog tussen verskillende lande. Nou, hoe moet 'n ou oorleef? Hy sê, jy gaan 'n bewende hart hê en 'n smagtende en 'n kwynende siel. Nou vra ek vir jou, toe jou protestante voorouers hiernatoe gevlug het hulle nie 'n bewende hart gehad en 'n kwynende siel nie? Ja, die Jode besluit dat ons leer, dis so waar. Johnny vra van waar sal die leier van die Afrikaner volk vandaan kom? Hy's lankal daar. Hy maak gereeld video's, hy praat baie sinvol, hy bespreek die profete van die Bybel in detail. Ons stel maar net nie belang om na hom te luister nie, want ons hou nie van wat hy sê nie. Goed, kom ons praat verder. Luister mooi wat hy sê. En jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik, en van jou lewe sal jy nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar die aand. En in die aand sal jy sê, ag, was dit maar die môre. Vanweer die skrik van jou hart wat jou sal aangryp, en vanweer die gesig van jou oë wat jy sal sien. Nou vra ek vir julle, wie van julle slaap met 'n vuurwapen onder julle kussings? Kom wees eerlik. Wie van julle slaap met 'n vuurwapen onder julle kussings? Wie van julle het die wering in julle huise? Wie van julle sluit julle hekke toe? Wie van julle het middelhekke in die gange? Wie van julle is dit? Jan sê, hy is nie daar nie, hy het nie 'n vuurwapen onder sy kussing nie, en hy het nie die wering nie. Almal is daar. Goed, reg. Nou luister, Deborah bly op 'n plot. Ek het die laaste 3 weke aanslag gehad op die plot. As dit nie was wat my pitbull my gewaarsku het, het ek nie geweet hulle staan langs my kamervenster nie. En my kamervensters, ek het vensters in my huis wat nie kan toemaak nie. So daar's 'n baksteen aan die buitekant om hom toe te maak. So die baksteen moet hom toehou. So jy kan hom net ooptrek en klim jy in. Ek het nie die wering nie. Reg. 'n week nadat die pitbull gewaarsku het hulle haar vergiftig en hulle die kat vergiftig. Die kat kon ons nie deurhaal nie. Die veearts het die pitbull deurgehaal.
Reg. So, nou staan die hond se kos in water binne. Hulle gooi kunsmis in die water. En ek sê vir jou, ek is hier. My lewe hang voor my aan 'n draad. En enige ou hier in Suid-Afrika, wat vir my sê, sy lewe hang nie voor hom aan 'n draad nie. Hy lieg. Hy's 'n leienaar. En jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik, en van jou lewe nie seker wees nie. Jy's nog in jou karretjie daar by die hoek van die straat, né? Weet jy wat gebeur? Daar's een wat skielik by jou verby beweeg, en jy skrik so, want jy's nie seker, is dit die een wat die baksteen deur jou venster gaan gooi nie, en jou handsak gaan gryp nie. So, dit wat hy hier beskryf, is hy beskryf Israel. In die aand as ons gaan slaap, dan sê ons, dankie Here Jesus, dankie Vader, ons het nog 'n dag oorleef in hierdie land. Ons het nog 'n dag oorleef. En as ons môreoggend opstaan, dan sê ons, dankie Jesus, dankie Hemelse Vader, U het my van deur die nag gedra, ek kan vanmôre weer my kinders skool toe vat. En dit is nie net in Suid-Afrika nie, hierdie ding is besig om te kom vir die res van die westerse wêreld. Dit kom vir die res van die westerse wêreld. As jy verstaan wat in Swede ontplof daar nou 'n bom elke dag. Elke dag ontplof daar 'n bom in Swede. Jy gaan soek dit op die net as jy my nie glo nie, dit is so. Onder Human Rights, daar sê, luister mooi, ons is almal hier. Hy sê dit vir ons, hy sê dit is hoe julle lewens gaan lyk, julle is 'n verstrooide volk, julle is in die moeilikheid. Dan gaan hy verder. En nou kom ons terug by Jesaja 19. En die Here sal jou op skepe na Egipte terugbring. Op die pad waarvan ek vir jou gesê het, jy sal dit verder nie meer sien nie. En daar sal julle aan julle vyande as slawe en slavinne verkoop word, maar daar sal geen koper wees nie. Luister mooi wat hy sê, hy is besig om 'n profesie te gee. Deuteronomium 28 is 'n profesie. Luister mooi. En die Here sal julle op skepe na Egipte terugbring. Nou, sê gou vir my. Egipte is Afrika, né? Ons het nou vasgestel, Egipte is Afrika. Hy sê, julle sal op skepe na Afrika toe terugkom. Wanneer het ons in skepe op Afrika, na Afrika teruggekom? Wanneer het Israel op skepe na Afrika toe teruggekom? Sê vir my ouens, julle ken die inligting. Vriendie Christian, jy moet hierdie Deuteronomium 28 gaan lees. Dit gaan nie oor sendingwerk nie, dit gaan oor Israel. 1652. 1652, dankie ouens. So Jan van Riebeeck kom op 3 skepe, is 3 skepe wat hy ingekom het, die Dromedaris, die Reiger en die Goede Hoop, is ek reg? Daar is hy. In 1652 kom hy aan, in Afrika, op skepe. Hier is dit baie duidelik neergeskryf, dat wanneer Israel verstrooi is, sal hulle op stadium vlug vir hulle lewens, en hulle sal opeindig in Afrika, hulle sal met skepe aankom, nie met vliegtuie nie, met skepe. Daar staan dit, reg. Daar sê hy op die pad waarvan ek vir jou gesê het, jy sal dit verder nie meer sien nie. Dit het alles te doen met profesie. So ons nou eers daar. Dan sê, en daar sal julle, waar is daar? In Afrika. En daar in Afrika sal julle aan julle vyande as slawe en slavinne verkoop word, maar daar sal geen koper wees nie. Nou, hoe kan hy dit sê? Luister mooi. Hy sê, en daar, dis nou in Afrika, sal julle aan julle vyande as slawe en slavinne verkoop word, maar daar sal geen koper wees nie. So hy sê, na 1652, wat julle Israel in Afrika aangekom het, want julle vlug vir julle lewens, daar uit Europa uit, sal julle op 'n stadium verkoop word as slawe en slavinne. Wanneer is julle verkoop as slawe en slavinne, volk? Ja, jy praat van Switserland, ek praat van Swede.
Elmarie de Lange sê 1994, ek sien die ouens verstaan, in 94 is julle as slawe en slavinne verkoop. Maar nou sê hy, maar daar sal geen koper wees nie. Nou, hoe kan hy so iets sê? Hoe kan hy sê, julle is verkoop, maar daar is nie 'n koper nie? Maak dit sin? Ja, dit maak. Want jy moet hom reg lees. Luister mooi, volk het de Klerk en de Klerk se regering julle uitverkoop aan die ANC. Yes or no? Het de Klerk julle uitverkoop aan die ANC? Het die Britte en die VSA julle uitverkoop aan die ANC? Goed, so is julle verkoop? Ja. Julle eie mense het julle uitverkoop? Ja. Daar sy. Wou die ANC julle koop? Wou die ANC julle koop? Nee. Die ANC het julle persent gekry. Julle verstaan dit, né? Die ANC het julle persent gekry. Hulle wou julle nie gehad het nie. Dink julle as die ANC dit kon doen, het hy julle almal op vliegtuie gesit terug Europa toe? Sê gou vir my, as die ANC kon, dink julle, hy sou julle op vliegtuie gesit het in 94 terug Europa toe. Kom ons sê Europa het gesê, nee, stuur uit om blankes terug is reg. Dink jy hy sou het gedoen het? O ja, of ons in die see gejaag het. Alright. So, die ANC het ons present gekry. Hulle het ons nie gekoop nie. Hulle wou ons nie gehaat het nie. Hulle sit met ons in die land en ons is vir hulle 'n ernstige probleem. En jy sal dit lees daar in Jesaja 19. Maar ons is uitverkoop. Ons is nog steeds onder hulle beheer, ons is slawe en slavinne van die stelsel, ons is die ouens wat die belasting betaal. Ons is Israel. Ewald, ons is die blanke in Israel. Ons is blanke Israel. Reg. Goed, nou as ons die verstaan, kan ons aangaan na die volgende. So ons kan nou sê, goed, reg, ons verstaan, ons is uitverkoop. Ons verstaan, ons is Israel, hierso staan dit, ons kom terug na Afrika op skepe in 1652. Dis hoekom die ANC 1652 so haat, want dit het alles te doen met Bybelprofesie, en die Satan haat daardie datum met 'n passie, want as hy kon, het hy dit gekeer. Reg, nou gaan ons verder. Nou moet ons teruggaan, nou ons gaan die volgende stukkie doen. Maar voordat ek aangaan, wil ek gou vir julle iets verduidelik. Want is iets wat ons nie verstaan nie. Is hierdie Bybel geskryf wat almal hom moet verstaan? Is hierdie Bybel geskryf wat almal hom moet verstaan? Ewald, jy moet maar luister na my ding, jy is heeltemal die mekaar, ek kan jou nie help nie, ou seun. Jy moet maar hier gewees het van die begin af. Goed, die ouens sê nee, hier is 'n paar wat sê ja. Ek is besig om vir julle skrif te verduidelik, meeste van julle verstaan die skrif nie. Ons moet eerlik wees, anders gaan ons nie die ding doen nie. As die Bybel geskryf is vir gelowiges, hoekom verstaan so min gelowiges die Bybel? Goed. Nou kom ek gaan vir jou wys, die Bybel sê, die Bybel self sê, die Bybel is nie geskryf vir almal nie. En almal is nie veronderstel om te verstaan nie. Luister mooi, Jesaja 28 vers 9, vir wie wil hy dan kennis leer? En vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir wie wil God die openbaringe gee? Vir wie wil hy die kennis gee? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moedersborste weggeneem is. So, as jy nou nie meer melk drink nie, wat eet jy? Ek sien Friendly Christian sê, ek kan al sien hoe ek redeneer. Sê gou vir my, daar sê, dankie Jolanda, sê vleis, as jy nie meer melk eet nie, melk drink nie, wat eet jy? As 'n baba nie meer melk drink nie, wat eet hy? Vaste kos, vaste spys. En dan begin ons vir hom vleis gee. Ons maak die vleis so fyn, vir al die ou hoendervleisies. Al die mamas hier sal verstaan waarvan ek praat. Al die oumas hier sal verstaan waarvan ek praat. Ons maak die kos so fyn. As jy nou versapper, dan gooi hom deur die versapperautomaat. Nou, daai baba nie verstik iewers aan iets nie. Ons kook die vleis van die bene af, sodat daai baba kan eet.
Reg. Dan begin hy nou vaste kos eet, en dan moet 'n mens begin om die melk weg te vat, anders drink hy om dik aan die melk, en dan wil hy nie die kos eet nie, né? Reg. So, nou luister mooi, vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moedersborste weggeneem is. So, as jy op melk is, kan jy hierdie Bybel nie verstaan nie. Dis wat hy sê. Hy sê dit nie daar nie, verstaan ek hom verkeerd. So, babas kan nie hierdie Bybel verstaan nie. En nou sê ek vir jou, as jy in die kerk sit, is jy 'n baba. En dis iets wat daar in Hebreërs staan. Hy sê, as jy nog by die begin van die prediking is, dan is jy nog nie, dan is jy nie 'n volwassene nie. Dan eet jy nie vleis nie. Dan is jy 'n baba. Hallo Jungle Bells. Nou luister mooi. Vir die wat babas is, hoe is hierdie Bybel dan nou vir die wat babas is? Luister mooi. As jy 'n baba is, dan is die Bybel vir jou so. Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy wat aan hulle gesê, dit is rus, gee rus aan die vermoeides, dit is verkwikking, maar hulle wou nie luister nie. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, sodat hulle kan heen gaan en agteruit struikel en verbreek, verstrik en gevang kan word. Sê gou vir my, hoeveel mense lees nie die Bybel nie, want hy verstaan hom nie. En dan het hy heen gegaan en agteruit gestruikel, hy's verbreek en hy't verstrik en hy's gevang deur die stelsel. Wie van, ons ken almal die. Nee, elke kerk is nie die regte kerk nie, Susan. Ewald, mens begin nie die Bybel lees in die middel van 'n boek nie. Ok, nou, luister mooi. So, as hierdie Bybel vir jou, want dit is wat hy is, hy's reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Ek het nou Jesaja 19 gaan vat, ek het hom gaan pas by Deuteronomium 28. Dis twee boeke wat ver uit mekaar uit is. Nou gaan ek verder gaan. Luister mooi. Nou gaan ek gaan en ek gaan vir julle lees uit Hebreërs uit wat absoluut bevestig wat ek nou sê. Ons kyk of ek dit gou kan kry. Ek dink is hier by Hebreërs 8, kom ons kyk. Kom ons kyk of ek hom nie net gou vir julle kan kry nie. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Dit help nie net jy kom tot bekering nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondamente lê van bekering uit dooie werke, van die geloof in God, van die leer van die doop, van die handoplegging, van die opstanding en van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Reg. Dan gaan hy hier, luister mooi. Hy sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, julle sit almal in die kerke, vir jare, ons is 'n gelowige volk, ons het groot geword met die Bybels in ons huise. Want hoewel julle van hierdie tyd af leraars moet wees, julle is veronderstel om leraars te wees in die skrif, maar julle is nie. En die rede daarvoor is, die boek is vir julle gesluit, want julle is op melk. Hy sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. So wat sê hy vir ons? Ons is Israel, Ewald. Luister mooi wat hy sê. As jy nie die eerste beginsels van die woorde van God ken nie, dan kan jy nie vaste kos eet nie. Dan is hierdie Bybel vir jou 'n geslote boek. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes. Vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. So, as jy op die moedersborste is, as jy nog melk drink, is hierdie Bybel vir jou 'n geslote boek. Reg. Israel is die blanke westerse nasies, Ewald. Ek sien jy sukkel met die begrip.
Reg, kom, nou kan ons aangaan. Sê gou vir my, die slang wat met Eva gepraat het daar in Genesis, wie is dit? Alle blankes rous is Semite of Jafite. Ewald, ek kan jou nie help nie. Jy's nie daar nie. Jolanda sê die slang wat met Eva gepraat het is Satan, is nie 'n slang nie. Penny Christian sê die duiwel. Ja, Jesus was blank. Sê gou vir my, hoe weet julle die slang is, daar staan nie, as jy gaan lees in die oorspronklike teks, daar staan dan Nagash. Hoe weet julle Nagash is die duiwel? Hoe weet julle dit? Waar kry julle daai antwoord? Het die kerk julle geleer? Cindy sê dit is die vyand. Alright, maar wie is hier die vyand? Ewald, jy dwaal. Kom ons kyk net hierso. Trisha sê is 'n fallen angel. Alright, maar hoe weet ons dit? Waar staan dit? Goed, ek gaan vir jou gou wys waar staan dit. Right, Nagash, wat hulle vertaal het met die slang, die woordjie slang, wat daar in Genesis staan, Genesis 3, leer ons van die slang wat met Eva praat. Reg, word vir die eerste keer vir ons mooi verduidelik in Openbaring 12. Kom ons lees. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan. So vir die eerste keer verklaar hy vir jou wie is die slang in Openbaring 12. Maar hy het vir jou die simbool gegee in Genesis 3. Jesus het nooit eers 'n nuwe Israel kom vorm nie, Ewald. Gaan lees die nuwe verbond. Vat 'n bietjie die tyd, dan gaan swat jy die nuwe verbond op. Reg. Kan julle verstaan hoekom sê hy, dis reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Verstaan julle hoekom hy sê? Hy sê, ek gee die simbool in Genesis 3. En wat die simbool is, verduidelik ek vir jou die eerste keer in Openbaring 12. So as jy Openbaring 12 nie het nie, gaan jy nie verstaan eintlik wat in Genesis 3 aangaan nie. Of jy gaan dink is 'n regte slang, is 'n pofadder wat met Eva gepraat het. Sy het op sy stert getrap en toe sy kwaad vir haar. Verstaan julle die probleem? Ewald, weer eens, die tyd wat daardie man geleef het hy was hy Hebreeus en Grieks magtig. So hy was nie 'n Kusiet nie. Reg, nie is nie 'n pofadder nie. Reg. So, die Bybel sê vir jou, dis 'n gevalle engel wat met haar gepraat het. Hy sê vir jou, die slang is die draak en Satan. Hy sê dit vir jou pertinent daar. So nou kan jy dit nie weer gaan verander nie. Die slang is 'n gevalle engel. Die slang is die Satan. Finish en klaar. Daai koppeling is gemaak in die skrif en jy kan dit nie verander nie. Jy kan nie jou eie stories gaan bysit nie. So wie praat met Eva? Die gevalle engel self. Daar sy. En as jy daai verstaan wat ek jou nou sê, kan ons aangaan na Sefanja 3 toe. Reg. Goed, nou kom ons terug. Ons gaan nou praat oor Sefanja 3. Want Sefanja 3 gee vir ons ook 'n geografiese aanduiding. Reg. Meisie, ja, ons het baie ouens wat baie verdwaald is, maar goed, ons sit met 120 ouens op die live en ek is baie dankbaar, so kom ons gaan verder. In Sefanja 3 gee hy vir ons geografiese area, hy verduidelik vir ons. Ons het nou al vasgestel, Egipte is Afrika, reg. Ons het vasgestel, as die profeet praat van Egipte, praat hy van Afrika, en hy het interessant, baie breedvoerige voorspellinge oor wat hy met Afrika gaan doen. Al het ek gebruik hier die 33-53 vertaling, jy is korrek. Reg. Nou,
En toe het ek vir julle gewys, dat die skrif baie duidelik, 1652, baie duidelik aan julle voorspel. En nie net dit nie, hy profeteer dat julle in 94 oorhandig sal word aan 'n swart regering wat julle nie wil hê nie, en wat julle as slawe en slavinne gaan gebruik. 'n Slaaf en 'n slavin het nie dieselfde regte as 'n vry mens nie, as 'n vry man nie. Verstaan julle dit, volk? 'n free man het ander regte en voorregte as 'n slaaf of 'n slavin. So as jy 'n slaaf is, behoort jy aan jou eienaar en hy kan met jou maak wat hy wil. Onthou ek het julle geleer, die ANC is 'n groot hond en hy byt die klein hondjies. So, die ANC vreet eers en as daar iets oorby kan jy kom kry. Nou ja, kom ons gaan aan. Luister mooi, Sefanja 3 praat oor 'n bepaalde plek in Afrika. Nou goed, oorkant die riviere van Kush vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerhande bring. Luister mooi, oorkant die riviere van Kush, anderkant die riviere van Kus, of Kush, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerhande bring. Reg. Van wie praat hy hierdie? Wie is die verstrooide gemeente? Wie is sy verstrooide gemeente? Steven sê hierdie is Suider-Afrika, ek stem saam. Ander kan die riviere van Kus gaan, ek gaan julle nou verduidelik hoekom hy so praat. Wie is die verstrooide gemeente? Israel. Israel is 'n verstrooide gemeente. Hulle is all over. Reg. Nou, van watter riviere van Kush praat hy? Want Kush is vandag se Somalië, Sudan, Eritrea, daai onderste deel van Egipte, daai deel is Kush gewees. Kush was so groot dat hy 'n deel van Egipte, die politiese staat Egipte ingesluk het, en ons weet dat hulle op 'n stadium vermeng het met die Egiptenare daar, en later van tyd kry jy sogenaamde swart farao's. Want daar het verbastering plaasgevind tussen daardie Egiptenare, Gamse nageslag, en die Kusiete wat ook Gamse nageslag is. Nou sê hy vir jou anderkant hierdie riviere van Kush. Nou Kush het nie riviere nie, is woestyn. Gaan kyk maar mooi daar. Dis 'n woestynerige area. Reg. Somalië het konstant probleme dat hulle sit met hongersnood, dan moet hulle gevoer word deur die westerse nasies. Reg. Maar hy praat van hierdie riviere in Midde-Afrika. Hierdie groot riviere wat daar loop uit die Victoria meer, die Tanganyika, die Malawi, daardie mere wat in Afrika is, wat die Midde-Afrika moerasriviere vorm, hy praat van daai riviere. Hy sê, daai riviere sny Kush, Noord-Afrika, af van Suider-Afrika. Vir eeue was dit so. En hier ongeveer by die 15de eeu het hierdie moerasriviere so ver droog geword, dat ons sien dat Kusiete en Swartes uit Noord-Afrika hier langs die kus vandaan kon vlug vir die Arabiese slawehandelaars af na Suid-Afrika. Met die gevolg is, ons ontmoet die Swartes, want hulle kom uit Noord-Afrika gevlug. Ons is in 1652 kom ons aan in Afrika op skepe, soos die Bybel geprofeteer het, en ons ontmoet mekaar hier om en by die visrivier. En onmiddellik is daar moeilikheid. Reg. Ewald, jy is nie op soek na die waarheid nie. So, jy bluf niemand hier nie. Goed, kom ons gaan aan. So luister mooi wat hy sê. Hy sê, anderkant hierdie riviere van Kus, wat Kush afgesny het van die res van Afrika af, van Suider-Afrika af, daai moerasriviere. Wat was die probleem met die moerasriviere? Jy kon nie deurkom nie, want die koors, die malaria en die tsetse vlieg vat jou. So jy sterf aan daardie siektes, voordat jy deur die moerasriviere kon beweeg. As die krokodille en wat ook al daar is, nog daar is. Ewald, as jy met my wil reël vir 'n live, is ek ook vir dit, maar dan moet jy met my reël daarvoor. Nou is ek besig om lering te gee wat op YouTube gaan. Dis wat ek nou doen. Reg, kom ons gaan verder. As jy deur Afrika wou beweeg,
dan gaan jy dood. Vra vir Livingston, hy is dood daar. Goed, want hy het gaan soek na hierdie oorsprong van die Nyl. Dit was vir hom belangrik. En toe het hy dit vernoem na koningin Victoria. Ek weet nie of sy eers dankbaar was nie. Maar hoe dit ook al sy, en as jy op die kus langs beweeg, sit jy met die probleem van soutwater. So, die water is brak. Die riviere wat uitmond in die see is brakwater, kan dit nie drink nie. Verstaan jy? So, daarom praat hy spesifiek van hierdie riviere, want dit is so 'n belangrike deel van die Afrika-profesie. Goed, kom ons lees. So, oorkant die riviere van kus, hy sê, anderkant hierdie moerasriviere in Afrika. Anderkant hierdie moerasriviere in Afrika, bly daar 'n volk. Hulle is my aanbidders, my verstrooide gemeente, en hulle het 'n offer wat hulle aan my bring. Nou gaan julle sê, maar ons offer nie meer nie. Ons mag nie meer offer nie, Jesus is ons offer, korrek? Maar hy praat nie van 'n Jesus offer nie. Hy praat van iets anders. Hierdie is so 'n belangrike vers, maar ek gaan nie daarop uitgaan nou nie, ons sal weer praat. Hallo Tank? Angelique, jy moet maar hoor van Afrika, want Afrika is baie belangrike deel van die profesie oor die boerevolk. So ek sê, jy spits ek my ore. Reg. Luister mooi wat sê hy. Hy sê, op die dag hoef jy jou nie te skaam, weens al jou dade waarmee jy teen my oortree het nie. Met wie praat hy? Hy praat met die verstrooide gemeente. Hy praat nie met iemand anders nie. Want dan sal ek uit jou midde wegruim die wat in jou oormoedig jubel. Dis nou toi. En jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. Wat is 'n berg? Weet iemand hier wat is 'n berg? Dankie Susan. Wat is 'n berg? Wat is 'n berg in Bybelse profesie, volk? 'n nasie, 'n koninkryk, dankie Steven, is 'n koninkryk. Waar, nou weer eens, luister mooi, wat het ek vir julle geleer? Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Oral in hierdie profetiese boeke praat hy van 'n berg dit, en 'n berg dat, en 'n berg, hy bly dit doen. Maar hy sê nie vir jou wat is 'n berg nie. Voordat ons aangaan, kom dat ons net gaan kontroleer. Anders sê die ouens, ja, Deborah lieg, sy suig dinge uit haar duim uit. Kom ons gaan lees. Openbaring 17. Hy sê hierso, hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit en hulle is 7 konings. Wat is 'n berg? 'n berg is 'n koning of 'n koninkryk. 'n koning het nie, as 'n koning nie 'n koninkryk het nie, is hy nie 'n koning nie. Maak dit vir julle sin. Reg. So, 7 berge is 7 koninkryke. 'n berg is 'n groot en 'n sterk koninkryk. 'n heuwel is 'n klein en 'n swak koninkryk. En ons sal sien, hy praat van heuwels ook. Hy praat van eilande ook. Wat is dit? Dis klein nasies, klein koninkryke, wat nie baie krag het nie sterk ekonomie het nie groot militêre mag het nie. Goed, kom ons gaan nou weer terug. Nou gaan ons terug weer na Sefanja 3 toe. Reg. So, baie belangrik. Hy praat van, hy gaan iets doen met hierdie volk, wat anderkant die moerasriviere van kus woon, wat Israel is, hy noem hulle die verstrooide gemeente, ons het geleer, hulle het hier aangekom op skepe in 1652, het staan in Deuteronomium 28. Dan sê hy, luister mooi, wil julle weet wat is julle toekoms? Wil julle weet, volk? Want Sefanja 3 sê vir julle wat gaan word van julle. Wil julle hoor? Ouens, doodse stilte. Doodse stilte. Sannerie sê sy wil weet, Elmarie wil weet, daar kom die ja's nou in, ja asseblief. Skurwevoete sê ja asseblief. Tasha, so ja. Goed. Angelique, ek sal met julle daaroor ook praat, maar kom ons probeer net oor hierdie Suider-Afrika probleem hanteer. Reg, luister mooi wat gaan van julle word. Ek sal tussen jou in laat oorbly, 'n ellendige en 'n geringe volk, wat by die naam van die Here skuiling soek. Luister mooi. God sê, ek sal tussen jou in laat oorbly. Hy sê, ek gaan laat oorbly in Suider-Afrika, van hierdie verstrooide gemeente van my.
'n ellendige en 'n geringe volk. Ellendig beteken jy het alles verloor. Jy sit met die klere aan jou lyf. Dis ellendig. Geringe, 'n handjie vol, die res het gesterf. Of hulle is oor see, hulle het gevlug, hulle het gedink dis beter daai kant tot hulle ontnugtering. Aletta, dit het te doen met die verdrukking, dis korrek. So, wat gaan van hierdie boerevolk oorbly? 'n handjie vol, ellendige, geringe volk. En by wie gaan hulle skuilings soek? By die ancestor ghosts. By wie gaan hulle skuilings soek? Want ons hoor as die moeilikheid kom oor Egipte, oor Afrika, dan gaan hardloop hulle na die ancestor ghosts toe. Hulle gaan na die ancestors toe, hulle gaan na die Sangomas toe. Maar nie hierdie verstrooide gemeente nie. Hierdie verstrooide gemeente, wanneer hulle in groot moeilikheid is, en 'n handvol van hulle bly oor, dan gaan hulle skuiling soek by die naam van Jahwe. Dis waar hulle gaan skuiling soek. Hulle gaan na hulle God toe hardloop. Hulle gaan op hulle knieë bly by hulle God. Hulle gaan alles verloor, hulle grond, hulle huise, alles. Hy sê dit daar. En weet jy wat sê hy dan van julle? Hy praat so mooi. Hy sê die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen nie, geen leentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neer lê en niemand sal hulle verskrik nie. Pragtig. Is dit nie mooi nie? Hy sê alhoewel julle 'n geringe en ellendige volk is wat ek hier gaan laat oorbly, maak ek julle suiwer, suiwer van spraak, suiwer van tong, julle sal die waarheid hê, julle sal wy en neer lê en niemand sal julle ooit weer pla nie. Niemand sal julle vermoor in julle beddens nie. Julle sal nie met diewering en 'n vuurwapen onder jou kussing slaap nie. Julle sal min wees en julle gaan swaar kry, maar julle sal my ken en ek sal julle ken. En ek sal my oor julle ontferm. Daar sê, mooi, dis die smeltkroes, dankie Jolanda, dis die smeltkroes. Reg, dan sê hy, luister nou mooi, en ek gaan nou nog so, dit nog hier praat, en dan moet ons maar nog 'n lesing maak. Wat noem hy hulle almal? Hy sê vir hulle, hy sê dis my aanbidders, my verstrooide gemeente, wat noem hy hulle alles? My aanbidders, my verstrooide gemeente, hy sê dis 'n ellendige en 'n geringe volk, hy sê die oorblyfsel van Israel, dan sê hy, jubel o dogter van Sion, juig o Israel, verheug en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem. Wat noem hy hulle? Dogter van Sion, Israel, dogter van Jerusalem. Dis wat hy hulle noem. So, wat is 'n dogter? Dogter van Sion, wat beteken dit? Wat beteken dit? Dogter van, wat beteken dit? Ouma Bokkie sê my volk Sion, ek stem saam. Angelique, jy moet Genesis 6 baie deeglik gaan lees tot jy hom verstaan. 'n dogter is 'n volk, is 'n nageslag van 'n volk. Dit is 'n volk. So die dogter van Sion is die nageslag van Sion. Die dogter van Jerusalem is die nageslag van Jerusalem. Is Jerusalem en Sion plekke? Of is dit volke? Is dit 'n plek of is dit 'n volk? As ek praat van die dogter van Sion, praat ek van 'n plek of van 'n volk? Volke. Dankie. Is Sion dan 'n plek of is dit 'n volk? Volk, ek sien die ouens verstaan. Mooi. Jerusalem, is dit 'n plek of is dit 'n volk? Dis 'n volk. So wanneer die profete op enige plek in enige profeet, Sefanja, Obadja, Micha, Maleagi, Jesaja, Jeremia, Amos, Hosea, name it. Op enige van hierdie profete praat van Sion en Jerusalem, dan praat hy van wie? Van 'n volk. En wie is hierdie volk?
Hierdie volk is Israel. En spesifiek wie in Israel? Is Juda. En dit sal ek vir julle mooi verduidelik, want ons gaan dit ook uit die Bybel uithaal. Ons gaan niks uit ons duime uitsuig nie. Gaan ek vir jou uitgee. Want die boerevolk, alhoewel sy deel is van Israel, is Juda. Want Sion en Jerusalem is die simboliek van Juda. Jy lees dit daar in Psalms. Nie eenmaal, nie 'n paar 100 keer. Nee, Jerusalem is 'n volk, Nicolien. Die plek waar Jesus gekruisig is, daai plek is die hoerstad van die wêreld. En God haat daai plek met 'n passie. Kom ek lees julle, wat noem God daai hoerstad daarbo, daai stad in die Midde-Ooste, waar hulle so staan by die muur en dan sing hulle en stamp hulle koppe so. Wat noem hy daai plek? Wat noem God daai plek? Kom ons luister. Openbaring 11 vers 8. Hy sê en hulle lyke, hy praat nou van die twee getuies, hy sê en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Wat is die plek waar ons Here gekruisig is? Wat noem hy daai plek? Angelique, die Bybel is geskryf vir Israel. Dit gaan oor Israel. Begin daar by Genesis en dan lees jy die Bybel. Dan kyk jy hoeveel keer praat hy van Israel. Gaan doen jouself die moeite. Hy noem hom Sodom, dankie Aletta, en hy noem hom Egipte. Hy sê geestelik is dit Sodom en Egipte. En hoekom noem hy dit geestelik? Hy sê in die geesteswêreld is daai plek waar ons Here Jesus gekruisig is 'n Sodom. Sodom, wat doen die Sodomiete? Wat doen die Sodomiete? Dis 'n hoerstad. Maar is geestelik ook 'n Egipte. Dis 'n geestelik, op geestelike vlak is dit 'n Egipte. Hoekom noem dit? Wat het in Egipte gebeur? Wat het in Egipte gebeur? Israel was slawe in Egipte. En hulle is uitvermoor, die babamoord daar in Egipte. Onthou julle nou nog die babamoord in Egipte? Nou, luister mooi wat hy sê. Hy sê daai hoerstad daarbo, wat ons nou leer ken in Openbaring as Babylon, is 'n hoerstad, hy is soos Sodom, en hy is soos Egipte wat Israel verdruk het, naamlik, hy is 'n stad wat slawerny afdwing op die res van die wêreld. Hy sê dit daar. Dan sê hy waar ook ons Here gekruisig is. Nou sê vir my, as God dan nou so praat van daai fisiese stad daarbo, dink jy, dit klink nie vir my positief nie. Lees ek dit verkeerd? Dit klink vir my baie negatief. Dit klink vir my soos 'n vervloeking wat hy daar uitspreek. Toe ouens, interaktief, laat ons hoor. Dan kan ons afeindig. Angelique, ek sê dit weer vir jou. Die hele skrif gaan oor Israel en die verbonde en hulle wette, die eiendomsvolk van God. Jerusalem is die hoerstad van die wêreld, is Babylon. Wat verstaan jy nog steeds nie? Die Joodse staat is die hoerstad van die wêreld. Dit is die hoer, dis die vrou op die dier, dis die hoer op die dier. Ja, die Chinese het niks te doen met God nie. Die Chinese aanbid die draak. Hulle sê ook, hulle kom van die draak af, en hulle is reg. Hulle kom van Agash af. Julle het dan nou gelees, die draak is die slang, en hy is ook Satan, het staan daar in Openbaring 12. So. Die ouens sê dit baie geleer, ek is bly, Aletta sê sy verstaan nou beter.
as jy verstaan dat Babylon is die Joodse staat, dan gaan jy Obadja verstaan, jy gaan Openbaring 17 begin verstaan. Die Bybel sê, dis 'n hoerstad. Nicolien? So, wil jy vir my sê, hierdie vers in die Bybel moet ons uitkrap? Sê 'n bietjie vir my, Nicolien. Moet ek hierdie versie uithaal uit my Bybel uit? Moet ek 'n pen vat, dan krap ek dit in? Wie is Amerika? Amerika is die koning van die noorde. Hy is deel van die koning van die noorde. Hulle is Manasseh. Reg. As ons dit kan verstaan, dan help dit al. Jesus Christus is vermoor in Jerusalem. Ja, hy het sy lewe opgeoffer. Ja, hy kon sy engele inbring en hy kon hulle verslaan daar. Een engel kan in een nag 185.000 doodslaan. Hy kon dit doen. Maar hy het nie. Hy het hulle gelos dat hulle hom vermoor sodat daar 'n vloek op hulle kan kom. Dit is waaroor dit gaan. Nou ja, ek het lank genoeg gepraat en ek is bly julle het geluister en ek wil eintlik nog praat, maar my keel is seer. Ons sal praat seker teen môre. Gaan ek kyk of ons verder kan aangaan dat ek die res van hierdie lering op die stelsel kan kry. Reg. Goed, mooi bly almal. Lekker middag vir julle en ek is bly julle het lekker geluister. Ja, die Jode is oral, die Joodse lobby beheer oral. Ek is bly julle het geluister. Angelique, die Bybel praat ons oor ouens wat te gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis en jy's 'n goeie voorbeeld daarvan. Reg. Baie dankie aan almal. Ek is bly julle het geluister.